Goeiemôre vriende, so hierso op maandag 'n nuwe week wat voor ons lê, die 8ste Junie 2026. Ek wil vir julle 'n wonderlike week toewens en toebid vriende, met al sy uitdagings wat voor julle lê in die werke waar julle onderskeidelik staan. Maak nie saak wat se beroep dit is nie, in die tyd wat ons leef is dit 'n uitdagende storie vriende. Julle moet vroeg opstaan, julle kom laatmiddag terug, mense is moeg. Ons is eintlik maar moderne slawe, né? Ons het dit al vir mekaar ook op hierdie forum gesê. Maar ons is ook daar om God te verteenwoordig in die tyd wat hy vir ons gee, wat ons dan daar is. Maar mag die Here by julle wees in hierdie week en mag julle regtig sy liefde en sy nabyheid in groot mate ervaar. Mag jy insig en takt en 'n fyn aanvoeling by hom kry vriende en baie onderskeidingsvermoë vir wat hierdie week ook voor jou lê. Dit is my bede vir jou vir hierdie week. Mag jy God se liefde ervaar, mag jy sy genade ervaar en mag jy sy teenwoordigheid ervaar. Amen. Vriende, nou is ons hierso by Hebreërs 10, ons is hier by vers 19 tot 25. Julle ken nou al die agtergrond, soos ek sê, ek gaan dit maar aan julle indrul die hele tyd, want nou vergeet die goed. Paulus skryf vir hierdie Hebreërs, dit is mense wat uit die Judaïsme, liewe vriende, tot geloof in Jesus gekom het, soos grootendeels Joodse Christene, daar was ook ander ouens uit ander gelowe wat tot bekering gekom het daar gewees, en ons sien hierso dat die hoofdoel is om hierdie mense te waarsku, liewe vriende, om nie van Christus af weg te draai nie. Hulle kry swaar, hulle beleef vervolging, hulle is moedeloos, en hulle wil amper weer teruggaan na die ou verbond toe, né? Teruggaan na die ou verbond toe. So, Hebreërs skryf juist vir hulle, en ons het nou gister 'n bietjie gepraat, ook oor die ou verbond, en hoe waar Jesus hier, wat sy rol Jesus daar speel, dat hy die nuwe verbond is, en dan gaan hy aan met hierdie, onthou nou sy gehoor, onthou die konteks, onthou die gehoor, hy praat met 'n klomp Jode wat tot bekering gekom het, wat die verbond baie goed ken, wat die Ou Testament goed ken. So nou kom praat hy met hulle, en ek kom sê vir hulle, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. In die verlede was dit net die priester en die hoëpriester. Nou toe almal. Die bloed van vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. En hierdie weg is Jesus. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, daai voorhangsel het middeldeur geskeer. Daar is nie meer 'n onderskeiding tussen die heilige en die allerheiligste nie. Ons het vrye toegang tot die God die Vader, waar die hoëpriester daai tyd in die allerheiligste ingaan. Hy het basies net toegang gehad. Die hoëpriester is die voorhangsel geskeer, het ek en jy, liewe vriende, het ons toegang tot die Vader, vry en verniet. Is dit nie absoluut wonderlik nie? En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Nou dit is, vriende, ek sê mos vir julle elke keer, jy moet so besop dat ou nie net die Bybel lees om te lees, om hom neer te sit en jou gewete te sit te sê, ek het hom gelees. Hier is wonderlike goed, daar moet jy maar 'n boek hê, vriende, kry maar vir jou boek, terwyl jy lees, skryf daar. Ek het so 'n boekie, ek doen daar wat ek doen, ek skryf wat ek lees hierso, ek skryf letterlik wat ek hier lees, skryf ek neer. Ek doen nie alles sin vir sin nie, maar ek skryf dit daar neer. Nadat ek dit neergeskryf, presies wat hier so staan, ek gebruik nie ander woorde nie, dan skryf ek 'n refleksie. En dan sê ek in my eie woorde, wat het ek nou gehoor? Nadat ek dit neergeskryf het, wat het ek gehoor in my eie woorde? En dan bid ek daaroor, dan sit gebed, en dan bid ek daaroor, en dan sit ek my ander goeders ook oop waarvoor ek bid, Want vir die anders doen ons is eintlik aan besig met insanity, want ons leer nooit eintlik iets nie. So hoor mooi wat hy hierso sê. Hy sê, en terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Hy sê, Jesus is nou die priester. Die mense het daai tyd na die priester toe gegaan. Nou sê hulle, jy kan nou sommer na Jesus toe gaan. Jy het nou vrye toegang tot Jesus, En daarom kan jy tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Jy hoef nie te twyfel nie. Jy kan absoluut weet, Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Jy kan met God die Vader praat, jy het vrye toegang tot hom. En dan sê hy, ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water.
met skoon water. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. Hoe doen dit? Jesus het vir jou en vir my aan die kruis kom sterwe. Daarom sê jou duiwel agter jou oor sit en jou die hele tyd kom herinner aan jou sonde, jag hom weg. Jag hom weg. Want Jesus het kom sterf as 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Val ons wiele nog af? Ja, maar weet verseker, Jesus het klaar daarvoor gesterf. Klaar daarvoor gesterf, né? Daarom kan jy met 'n opregte hart, met 'n volle geloofsekerheid aan God gaan. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En wat is hierdie hoop waaraan ons vashou? Die hoop is Jesus Christus. Jesus wat gesterf het aan die kruis. Jesus wat opgestaan het. Jesus wat opgevaar het hemel toe. En Jesus wat eendag weer kom. Dit is die hoop, vriende. Dit is die hoop. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Wat bely ons? Ons bely dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Hy vergewe ons van ons sondes. Wanneer hy na jou en na my kyk hy na perfekte Piet, Jan Koos, Rian, Sandra, Sunny, wie ook al raak. Nie omdat ek en jy perfek is nie, maar in Christus, wat die volkome offer vir ons sondes gebring het, sien God dat perfekte ek en jy raak. En dan sê hy, op grond van die feit dat ons so glo, nou kom 'n opdrag. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liewe en goeie dade. Omdat ek en jy vir Christus het wat vir ons gesterf het, volkome versoening vir ons sondes. Laat ons na mekaar omsien, hè. Laat ons kyk na mekaar, laat ons omgee vir mekaar, laat ons kyk waar kan ons mekaar help. Deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Net as mekaar sê, hoorie, ons moet liefde betoon teenoor mense, ons moet goeie dade doen. Nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is. Nee. Goeie dade, waar kan ek mense help? Hoe kan ek 'n insig lewer in mense se lewe? Waar kan ek mense se lewens makliker maak? Hoe kan ek in my kinders se lewe meer betrokke raak, ensovoorts. Gaan dink 'n bietjie wat die goeie dade in jou lewe is. En dan kom sê hy die volgende: ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom. Vriende, daai tyd was dit al 'n probleem geweest. Dis die maklikste om 'n Sondag net in te lê. Maar moenie, vriende, julle weet die ding is daar gebeur iets op Sondag binne in daai gebou. Moenie vir my vra hoe dit werk nie. Dis die Here wat deur die werking van die Heilige Gees werk. Daar gebeur dinge. Daar gebeur dinge wanneer ons betrokke is met mekaar. Jy weet van 'n ander, jy hoor van iemand anders se probleme. Jy's by 'n klein groep betrokke. Jy kom op 'n Sondag, kom jy na die samekomste van die Here toe daar, of by 'n klein groep. Die Hebreërs skrywer kom sê vir hierdie mense, dit is belangrik. Ek en jy moet dit hoor vandag. Ons moet die samekomste van die gemeente wegbly. Nie soos party se gewoonte nie wegbly nie. Ons moet dit bywoon. Nie soos party se gewoonte is om die hele tyd weg te bly nie, né? Ek het al baie met julle daaroor gepraat. Ek dink regtig as ek en jy kind is van die Here, vriende, dit is nog 'n belangrike gewoonte, hoor. Dan gebeur iets daar. Want baie keer as jy nie gaan nie, dan moet jy ook vir jouself sê, dit gaan eintlik maar net oor me. Ek het baie tyd vir my werk, ek het baie tyd vir my vriende, maar weet jy, daai 1 uur wat ek vir God gee, waar ek hom loof, en kan onthou net, ek en jy gaan nie kerk toe nie. Want dis baie keer ons gaan om die Here te loof en te aanbid. Ons gaan om die Here te loof en te aanbid. Daarom as jy wegbly van 'n samekoms, dan ontneem jy geleentheid waar jy die Here loof en aanbid. Waar in die huis toe loof en aanbid jy die Here? Nêrens. Miskien hier en daar een van julle. Maar ons is gesnoeker deur ons manier van praat. Ons gaan kerk toe. Ek en jy gaan nie kerk toe nie. Ons is die kerk. Ons gaan om God te loof en te aanbid op 'n Sondagmôre. Ons gaan om onsself te gaan gee op 'n Sondagmôre. Moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, hè. My 15. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.